Ons kuier by Zavora Lodge en natuurlik hier by een van die marlynhengelaars in hierdie geweste, Omeni Kaufman. Omeni, agter jou is so groot marlyn. Hoeveel het hy geweg? Ja, dit is 'n blou marlyn, hy was 305 kilos. Dis 'n massiewe vis. Dis 'n massiewe vis. Het jy al groter vis hier aangehad? Nog nooit hier nie, nee. Nou, Omeni gaan vir ons wys hoe rig hy vir 'n marlyn. Omeni, daar's twee verskillende maniere en wat is die eerste ene wat jy vir ons gaan wys? Die eerste ene is 'n vinnige manier wat die hoeke al opgemaak is met 'n kabeltjie tussen om die twee hoekies bind. Ek gaan hom nou uit en dan gaan ek sy pensie oopsny en dan gaan ek die een hoek deurryg en die ander hoek onder uitryg. En dan is hy reg en dan gaan ek hom net bind met gare en Wat se visse is dit hierdie? dit is half bigs. Okay. In Amerikaans noem hulle hom ballyhoo. Dis nou die ballyhoo hierdie. So dis 'n halfbietjie, dit lyk soos 'n klein snavelvisie. Ja, baie net so. Okay. Hierdie is eintlik baie groot, dis hoekom hulle hom die ballyhoo noem. Dan kry jy 'n kleiner enetjie wat ek ook net nou gaan reik. Hy is nou eintlik maar die lokale halfbeek. Hierdie is besonder. Okay, nou hoekom spesifiek hierdie visie? Dis wat die marlyn target en hierdie visie kan jy heeldag swem. So hy's nie soos 'n sardien wat pap raak nie. Hy bly so, jy kan as jy hom nie vandag gevat het, dan kan jy môre weer sleep. Dis 'n vreeslike taai visie. Okay. So ons gaan 'n dooie visie swem laat hy lyk asof hy lewendig is. Dis hy daai. Okay, kom ons kyk hoe doen Omeni dit. Knip sy snaveltjie af daarvoor. Nee, Ja, arme ding. knip sy snaveltjie af. Hy is nou lekker fleksibel so. En nou sny ons hom oop van voor tot agter. Ons meet hom net waar jy hoeke wil hê. Ek wil hom graag daar hê. So ek gaan hom van daar af oop sny. Sny hom oop, mooi in die senter. Net so, vat ek die hoek, een bo en onder. Dan kom ek daar hê. Dan gaan ek een daar insit, maar gaan ek eers met die boonstene begin. Draai hom reg in die middel van die ruggie. Moet hy daar deurkom. En dan sê in die middel, en dan sit jy hierdie enetjie binne-in. Binne-in, hierdie kant, een onder toe, een boontoe. Dis hoe hy moet lyk. En daar een bietjie nog trek. Hy is vreeslik glad as hy eers nat is. Hy is nou in posisie. En nou vat ek hierdie ghost cotton wat hulle hom noem, en dan begin ek hom net te wind. Okay, dan kom hy rokkie na voor. Kom ons sy rokkie en vat ons hom. Dan sit ons hom hier vooroor. Dan as jy hom nou swem, swem jy hom nou so. Swem hy so en daai een cover sy hele kop daar en hy beweeg. Hy swem so. mooi heel pad. En ek gaan hom nou in die vrieskas so laat lê en ek vries hom net so en môre as op die see is en dan laat loop ons hom en dan sy penregheid. Die probleem is hy mag nie gebuig wees nie, dan swem hy nie reg nie. So as hy reguit is, reguit lê, ons gaan hom net so vries. Kyk, Dis nou hierdie en dan een. vang ons 'n een of ander snavel. Wat sal Ja. hom, wat se tipe vis sal hom eet? Die grootte hierso gaan 'n marlyn hom definitief vat, maar hy is ook groot genoeg vir 'n salvis. Salvis hou van 'n kleiner aas, maar hierdie is perfek vir 'n marlyn. En natuurlik dan gaan jy predators kry, soos wahoo gaan hom vat, quota kan hom vat, tuna kan hom vat,
So, Kom ons gaan vang 'n snawelvis. daar is hy.